Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, al wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, al wat lewe, prys die Here. Hy is my bron en hy is my rede, die nog weer vraag. Here is my voetspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pastor vir sy kinders, geen meer as wat ek ooit sou kon verdien. En prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Water, that sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high, the God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. You are holy, holy. You're the Lord of heaven and earth. You're the Lord of heaven and earth. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to rise, and trembles at his voice. Trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, see how great is our God. Here, dankie dat ons volgende hier as manne en kan saam wees, Here. Kom soek na wie U is. Here, dankie dat ons weer in die woord met Jesus self vroeg in die oggend wakker geword om by U voete te sit. Here, dankie dat ons weer in U ons kom ontmoet waar ons is en ons optel na die plek waar U weet ons moet wees. Here, dankie dat niemand van ons ergens te ver, te los kan wees nie. Here, dat U juis daar is, daar waar ons op ons laaste is, om ons te kan opdra. Sodat ons nie bang te wees nie. Dankie dat niks wat ons doen ooit
vir U iets niets is. En dankie dat niks wat ons doen ooit U omver kan werk en U plan kan omgooi. En dankie dat ons kan luister na dit wat U sê. And you're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. And you're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. And you're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Wanneer al hier voor ons sit, maak so net so stil vir die Here. Vra so net vir die Here se liefde en vrede oor jou lewe. Dankie dat jy vanmôre hier kan wees. Dat jy gesond is. Dat die Here se seën in jou lewe. Dat jy kos het om te eet. Dat jy huis het om te bly, dat jy werk het. Sê vir die Here vanmôre dankie. Al jou klein dingetjies wat ons soms so mis, Here. Ons miskyk. Maar dat is ook in die klein dingetjies getrou sal wees. Of die het vanmôre so mooi ding gesê, hy sê vanmôre, die het vir Cornelius weggevat. Na 'n ander plek toe. Een man gaan werk vir die mens. Miskien is het net al die groot getalle vanmôre nie kan beskryf, Here, dat dit net iets is. Ons lewe net iets. So ons vanmôre stil vir so 'n minuut. Dank die Here dat U dit nodig is. Ons voel U dit nodig. Dis voel. Dank U wel. Amen. Amen. Selfs. Maar ook soms van prof so vanmôre om so 'n bietjie gesels. Daar iemand wat iets met ons wil gedeel het terwyl jy so gesit het dat die Here op jou hart gebring het. Terwyl jy so gesit het vanmôre, is daar iets wat die Here vir jou wil gesê het, wat jy met ons wil deel? Niks nie. Wat is dit sê? Praat met Ek gaan nie met die maat praat nie. Ek sê onderwys is soos kan op ons skree met kinders. ons is nie, jy moet mooi praat. Ja, praat. Ek het laas week dit was 'n redelike donker gegeet. En ek sê die aand by die huis en my vrou vra my wat gaan aan. Ek sê vir daar gaan niks aan. Uitgeput, ek's moeg. Ek kan nie meer nie. Dis daai ding van ek dink baie van ons daag gevoel as ek vandag weggerig gaan word, wie gaan my mis? Want wat los ek agter? En terwyl ek praat, sê sy my luister jy met wie praat jy? Verstaan? Wie weet wat in jou hart aangaan?
van jou vriende het jy gebel en gesê, luister, en sê, ek sal 'n moeilike tyd. En dis die ding wat ons as manne doen, ons trek baie keer terug en ons deel. En net daar besef ek dat, luister, Jesus het 3 keer vir Petrus gevra. Johannes, moet jy by lief, Petrus. Hy het vir Johannes ook 1 keer gevra, maar hy het ook 3 keer gevra, vir Petrus 3 keer gevra. En ons vergeet baie keer, die Here wil daai verhouding met ons hê, maar ons moet daai verhouding met mekaar hê. Ek moet op 'n plek wees waar ek 'n vriend kan bel, sê, luister, ek is in die moeilikheid, ek sukkel hiermee, ek kan nie meer vorentoe gaan. Ons al ons as man daai tons om die kant te gooi en sê, luister, ek sit, en ek praat met 'n vriend, en toe ek klaar nog gepraat het, maandagmiddag, na 'n afspraak gaan praat met hom. Toe ek klaar gepraat het, stap ek uit in my harteslig. En die Here het my herinner my net, dis hoekom brotherhood daar is. Dis hoekom daar disciples om my moet wees. Dis hoekom ek moet my omring met mense wat my hart gaan skoon. En dan wil jy encourage. Weet baie van ons op baie plek wat is alleen. Jy sê alleen. En ons manne is hier vir mekaar. Al ken ons mekaar, is ek nie eens nodig om te ken hoe my hart moet loop nie. So, mag jy vandag baie gaan bel. Ja. Kan ek sit? Ja. Al wat ek wil sê kort. Ek was ook in daai ouse situasie dit. Wanneer vir 'n paar maande lank kan ek voel, ek gevoel ek sal doodgaan. Kry nie inkomste, kry nie dit. Dan sien ek al hierdie preke van as die Here deure maak hy toe en dan maak hy weer deure oop en as hy op die laagste is, dan gaan hy kom en ek sê, hoe gaan ek, wanneer gebeur dit? Maar ek gaan nou nie alles vir julle vertel, maar ek wil sê, as die Here deurkom, dan kom hy groot deur. Amen. En hy het my gebless, wat ek nog in my lewe nie gebless is. So as die Here deurkom, kom hy deur, jy voel so, maar dankie. Ja, ek gaan weer doen. Dankie. Terwyl ons oor die voorsienigheid van die Here praat, wil ek nog 'n ding met julle deel, nog 'n getuienis. So einde van die maand, 'n maand, dan preek ek, maar daar is nie regtig geld nie. Daar is nie geld oor nie. En ek preek, maar die eerste wonder is toe ek my pak se baadjie aantrek, voel ek in my binnekant. Hier's 'n paar note. En ek wonder nou nogal wat se note is dit, want ek het nog nie tyd gekry om te kyk. En ek preek die oggend. Nou staan ek met 'n halwe lied in my hart, ek weet daarom nie sou weer geldjies. En ek preek klaar en is tyd vir die dankoffers en ek kom neem die dankoffers in by my op. En ek vat 'n noot en ek sien o, hel. Dis 'n R200. En my ongeloof en my swakheid wil ek amper my hand terugtrek en 'n ander een probeer vat. Ek gooi die R200 in en ek wonder hoeveel is hier nog oor. Want ek het 3 seuns en 'n gesin om voor te sorg. En ek dank die Here vir die dankoffers. En na die diens, nou dis 'n kwessie van 5 minute later. Dis nie seker 5 minute, want dis die slotlied en dis die uitspreek van die seun. Ek praat met my orgelis so ondertoe op die kansel. Nou klim 'n ou op, maar ek registreer nie die ou regtig nie. Ek dink hy kom haal my mikrofoon of die water of wat ook al. Ek voel sy sak gaan in my, sy hand gaan in my sak. En ek gooi R600 in my sak. So die Here het in 5 minute R200 vir 3 dubbel. Amen. Ja, ons het praat oor hierdie. Nou wil ek weet R200 nou.
Kyk, ek is Jy hier dink jy oor gaan niemand van die ons is daar môre. Jabes bring ons uit rooi bokse. ek is hier ou vir voorspoed. Ek is glad nie ou vir voorspoed nie, maar ons moet vir mekaar sê, vir die Here is niks onmoontlik. Sjoe. Is dit nodig dat ek met die mikrofoon moet praat? Ja, dit help. Okay, ja, ek val in ons kot sê. Broeder is al baie dankie. Dit is my voorreg, dit is die eerste keer, miskien die derde keer wat ek in hierdie gedeelte van Pretoria opeindig. Ja. En of hier kom. En ek was so verbaas om te sien hoe lyk dit hier deesdae, hier in Silverwyn. Dit is ongelooflik hoe die plek uitbrei en die pragtige gebou wat hier is. En ek wil net, daar het ek nou nog iets gesien, daar teen die muur, so daar by die drinkplek wat ons net oor sulke ons klaar is hier. The sign you've been looking for. The sign you've been looking for. Dit het my onmiddellik opgeval toe ek net daar gesit het. Ek wil in aansluiting van wat ons broers nou gepraat het van die ingrype van die Here in 'n mens se lewe. Nou ek het die storie al daar by Moroleta jare gelede vertel. Jy weet, ek was 'n voltydse dosent daar by die Wits Universiteit gewees en groot salaris verdien, professoraat ontvang in die sielkunde en regtig 'n groot salaris verdien met ekstra geld om 'n goeie voertuig te koop ook, en ek bly daar Hartbeespoort-Dam, en ek elke dag ry daarna. Ek was by die Rivonia campus gewees en ek onthou dit was die einde van April gewees, nie April Fools nie, maar die einde van April. Toe ek daar kom, toe sê ek vir my kontrak gaan nie hernie word nie. Hulle het 'n vrou van Namibië aangestel in my plek. Ek het oornag my werk verloor as gevolg van wie ek is en wat ek is. Ek was die heel eerste een van die dosente, die professore wat daar was, wat ons mense is, wat hulle kontrakte beëindig is daar. En toe ek daar wegry, op pad Hartbeespoort-Dam toe, toe daar verby Diepsloot ry, dit was daar van Fourways af by Diepsloot verby, by die Engelse Vierpad, is die pad wat ek nog gewoonlik gery. Weet jy, ek was so, daar is 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor, maar ek was so kwaad gewees, dat ek al wat 'n swart man en vrou en kind op daai pad by Diepsloot verby wou doodry. As dit nie vir die Here was nie, het ek dit al gedoen. Ek dink ons almal ken daardie doodse woede wat jy in jou ervaar. Jy weet, deesdae praat hulle van padwoede waar die mense mekaar doodskiet. Ek by die huis gekom het en vir 3 dae het ek myself toegesluit na my studeerkamer. Glad nie meer. Klop van vrede op die deur, beantwoord nie, is net ek gesê, ons kinders nog het. En wat ek daar moet woede oor die Here, nie gepraat het, maar net gesit het. Hoekom ek? Waarom ek? Jy weet, afgesien van die feit dat ek die werk het daar, en studente wat ek, die studente wat ek oplei, preek ek toch elke Sondag ook nog by verskillende plekke, reg oor Suid-Afrika ensovoort. Here, ek het ons so Elia op Dalderie besig ons gesê, Here, hoekom ek, Here, ek het my best gedoen en ek het alles gedoen wat ek moes doen en nou sit ek in hierdie situasie. En die broeders, nou gelukkig, ons het op daai stadium geen skuld gehad. Huis is betaal, alles is betaal, maar ek het geen inkomste. Niks, oordag, niks. En my pensioen wat ek opgebouw het vanaf ek 18 jaar oud is, het ek op 'n verskriklike wyse ook verloor met 'n belegging en alles. En dan sit ek. Ek wil almal doodmaak, ek blameer almal, wil nie met die Here praat nie. En uiteindelik toe kom al Frida, my vrou, die 3de dag as sy klop. En ek weet, hierdie was nie om te hoor of ek alright is nie. Ek ken daai klop, nee. En sy sê, ek het niks nodig. Sy sê, al wat ek vir jou wil sê is, start practicing what you preach. Sy trouwens sê. Ja. Weet jy, die Here het vir my so deur oopgemaak. Dieselfde plek wat my afgedank het op my kontrak gekanselleer het,
Die vrou wat hulle aangestel het, nou ja, sy was 'n dokter genoem, maar ek twyfel of sy enigstens eers-graad gehad het, om daai pos te vervul, die hoof van daai afdeling. Dan bel sy my dan, sê sy, professor, this is Sophia, can you please help me? Nou, toe sy ek eers kom, ek voel ek wil 'n tantrum gooi, ek wil van sê, maar jy is ons nou aangestel, jy moet ons weet wat jy doen. Die Here gee my 'n kant, ek sê vir wat kan ek doen vir jou? As hy begin praat met die situasie waar sy sê, hoorie, I'll be there in an hour's time and I will help you. Ja, as dit nie vir die Here was nie, broeders, het ek daai foon en dan oor die Here gegooi en uitgeskel het, jy weet, van 'n kant. Dat is die eerste reaksie wat opkom. En so elke week, partykeer 2 keer 'n week, het sy my geskakel vir hulp, dan gaan ek weer na help mekaar dinge reg te kry, maar jy weet wat sy moet doen en hoe sy dit moet doen en wanneer sy dit moet doen en dis meer. Want dit was nog baie lank daar, dus ek ken die hele strukture daar. En uiteindelik, toe kry ek as 'n visiting professor by Wits, UCT, KwaZulu-Natal en Port Elizabeth kontrakte om 'n nagraadse studente te doen. Op 'n kontrakbasis. Ja. Nou dit is ook nog weer verby van, ek het nou 'n ouderdom bereik wat iemand my meer ken nie. As ek by die universiteit kom en sê, who are you? Want die ouens wat my geken het, die ouens wat my geweet het, hulle is nie meer daar nie. Dit is soos maar die verloop van die lewe hier. Ek dink The Lion King sê ons, the circle of life. Jy weet, ouderdom wat hulle my nie meer ken nie, maar afgesien daarvan, voorsien die Here op natuurlike, wonderlike wyses. En ek is so dankbaar om vandag hier te kan wees. Jy weet, ek was daar vanaf 2000 tot 2006 was ek in California by San Francisco, was ek daar vir opleiding gewees vir 'n spesifieke sielkundige metodiek wat ek gaan studeer het. En daar het ek, as ek 'n pos aangebied deur die University of California by hulle San Francisco campus. En een van sy was 'n Chinese vrou wat nou nog 'n baie sterk praktyk in San Francisco wat holistiese genesing praktiseer. Dat werk by haar om deel te wees van haar onderneming. En ek het vir al twee nee gesê. Ek wil terugkom Suid-Afrika. En met alles wat gebeur het, tot en met vandag, ek al baie keer gesê, Here, hoekom het U my nie gehelp om die regte besluit daai dag te neem en een van die poste te vat nie. Ja, ek het 'n groot fout gemaak. Ek het soms ook nou wanneer jy net werk 24 lees, jy weet, en dan kom daardie gevoel weer op in my. Hoekom nie? Hoekom het ek dit nie gedoen nie? Nou is dit te laat, ek is oor die ouderdom, ek word 72, 2 maande. Jy weet, so jy is oor daai ouderdom, jy verstaan wat ek bedoel. Maar so elke keer wat ek hierdie gevoel, hoekom het ek nie? Hoekom is ek nog hier? Jy weet, is nie regtig eintlik hoop vir ons nie. En dan bring die Here my weer by 'n plek soos hierdie. Wat ek dankbaar is dat ek feite 3 keer 'n week in die oggende by manne mense praat. En elke Sondag by verskillende kerke preek. Dan bring die Here my by 'n plek soos hier waar 'n paar manne is of vir 'n storie te vertel van die grootheid van ons God. En dit maak daai besluit wat ek nie geneem het daai tyd nie, vir my die moeite werd. Maar vanoggend weer die keer. Ek wil vandag vir jou sê, moet jy kyk na getalle. Nooit nie. Nee, hier is baie manne. Dan alles hier net een met wie die Here vanoggend gaan praat, dan was ons almal hier om deel te hê daar. Die Bybel sê, waar 2 of 3, broers, ons is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 saam met my. Waar 2 of 3 met my naam vergaan, daar is ek in hulle midde. Ek wil vandag hierdie versekering gee. Die Here is nie net hier in ons midde nie. Hy is hier by jou, vir jou, met jou. Om iets aan jou oor te dra in die moeilike tyd waarin ons onsself bevind. Wat nie niet is nie, ek uitsprake mense hoor,
Dit was nog nooit so gewees. Broeders, dit was nog altyd so gewees. Nog altyd so gewees. Daar was 'n klein tydperk in ons lewens waar alles goed gegaan het, jy weet. Soos broeder sê daar, jy weet, hy preek, hy moet mense opbou, vir mense sê, vertrou die Here, want ek het nie flippend geld nie. Ek ken daai gevoel, broeders. Ek ken daai gevoel. Weet, hierdie ou kom by my vir hulp en ek het sy hulp meer nodig. Jy weet, hoe kom ek dan op daai oomblik? Dan dink ek altyd aan daai teks wat die Here vir ons gegee het, wat eintlik ons storie op moet wees. En Job het vir sy vriende gebid, en God het sy omstandighede verander. En dit wat ons broer net nou gesê het, dat iemand gesoek het, om mee te praat, waar is ons broer daar? Om iemand, om net iemand te praat, broeders. As iemand nie met jou praat, jy begin praat met iemand. Begin jou vermoor om net vir die Here te sê, Here, sien die man raak. Jy weet wat so omstandighede is. As jy in jou harte ervaring het, dis hoe die Here met jou praat, weet wat, dit word so in 'n kombers toegevul, daardie wolkombers, jy weet, as ons uitdrukking oor 'n wolkombers ook, jy weet. Daai wolkombers waar jy jou probleme in toemaak, dat jy die ander se oë raak sien, dat jy die ander se geboor rug raak sien, dat jy die ander se geesmens optel, wat is my broer. Ek wil vandag vir jou sê, die Here is met jou. Staan vas. Hou vas. Die deurbraak is op pad. Amen. Dis al wat jy en ek nodig het. Is dit nie wat, dis al wat ons broer nodig gehad het. Is dat nie iemand wat met my wil praat nie. Jy weet, broeders, weet nooit maar nie ag nie. En ek het in my plek hier gesit. Waar is dit nou? Ekskuus tog. Dat is ek wil met jy praat oor ons storie hier in Suid-Afrika. Jou storie hier in Suid-Afrika. Wat in die Bybel duisende jare terug alreeds opgeskryf is vir hierdie oggend. The sign you've been looking for, glo ek. Ons lees daar in Jesaja hoofstuk 36 die volgende. En in die 14de jaar van koning Hizkia het Samuel. Maar die Bybel is altyd spesifiek. God is altyd spesifiek. Dit is nie toevallig dat jy hier is en dat ek hier is. Nie toevallig. Hier is die 13de vandag. Wat is die datum vandag? Die 13de is Vrydag. Die 11de. Die 11de. Hier by Silverlyksbosse sit jy vandag. Hoor wat gebeur daar. Het Sanherib, die koning van Assyrië, opgetrek teen al die versterkte stede van Juda en hy het dit verower. Nou so woordjie is tafas. Wat beteken hy het dit ingeneem om dit te manipuleer soos wat hy wil hê dit moet wees. Dis wat hy woordjie verower eintlik beteken. Hy het dit ingeneem, hy het dit in besit geneem en het begin manipuleer om te doen soos wat hy sê dinge gedoen moet word. Dis presies wat die duiwel met ons doen. Dis nie waar nie. En die woord kom, hy sê dan in Efesiërs 6 vers 12. Hy sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede. Hy praat van magte. Hy praat van bose geeste in die lig. En in daardie teks praat hy ook van regerings waaronder ons onsself bevind. Hy sê, dan trek die volle wapenrusting van God af, sodat jy staande kan bly. Ander teks van die woord, met ons praat, is daar in Johannes 10, Johannes 10 vers 10, waar die woord sê, hy sê, die dief het gekom, om te slag en te steel en te verwoes. Bybelse storie is altyd ons storie. Maar ons maak soms die verkeerd ons eie storie. Kom ons sien ons self raak in die teks, dat hy wil jou inneem, hy wil besit neem van jou, om jou gedagtes, jou emosies, jou optrede, jou aksies en jou reaksies te manipuleer, so wat hy wil hê jy moet wees. Is nie waar nie? Dit is wat die teks beteken. En dan verder, soos wat die magte van duisternis met ons werk,
praat jou probleme met jou. Ek bring dit elke keer as ek met iemand praat. Jou probleme praat altyd met jou. As jy wakker word, waarom dink jy eers? Jou probleme. As jy ry die voet en jy dink gedurig, jy praat eintlik met jouself oor jou probleme. Want jou probleme praat met jou. Dink wat daar met toe Goliat vir 40 dae elke oggend en elke aand, dan praat hy met Israel. En weet jy die fout wat Israel en Saul gemaak het? Hulle het geluister wat sê. Want hoe meer jy luister wat die probleme vir jou sê, hoe meer verval jy in hopeloosheid. Vir 40 dae lang, broeders, want dan die Here vir 'n jong seentjie, wat gesê het, hey man, hierdie is sommer nonsens. Hierdie onbesnede Filistyn, ek sal hom gaan doodmaak. Dis daai gees wat ons moet ontwikkel vandag. Want daai onbesnede Filistyn praat ook gedurig met jou. Hy praat van sy massels en hy staan daar onder die wil en hy bou sy massels, jy weet, en hy daar die wapenrusting aan en die swaard. Hulle praat ook van die gewig. Kan jy dit glo? Van die gewig van sy spiesepunt. Unbelievable. Kyk sy skierde daar op die been en hierdie ysters hier bo hier in die voorkant van sy been. Kyk net daar nou. Wow. Ek hoor wat weeg dit. Dit is 'n groot voet, ek word dit nog 'n skoen. Dit is jou probleme en dan maak ons nog daai probleem groter en groter en groter. Terwyl God wil ons met 'n gees van Dawid ontwikkel. En so praat hy. Hy sê dat in vers 4, so sê die koning van laat Hizkia julle nie bedrieg nie, want hy sê hulle nie kan red nie. En Hizkia moet hulle op die Here laat vertrou deur te sê die Here sal ons sekerlik red. Hierdie stad sal nie in die hand van die koning van Assirië oorgegee word nie. Kan jy hoor hoe praat hy? Dis hoe die duiwel met jou praat. Jy bid al so lank, man. Dan gaan die Here jou ooit help. Gaan die Here jou help? Dink aan jou verlede. Kan jy onthou wat jy gister gedoen het? Kan jy onthou wat jy beplan van vandag? So praat die duiwel met jou om jou oog weg te draai van Jesus. So praat jou probleme met jou. En herinner jou aan al jou foute wat jy gemaak het in die verlede. Al die droogmaak van die verlede. Hy roep dit op terwyl die Here gesê, ek werk dit in die diepste diepte van die see. In die diepste diepte van die see het nog geen mens op aarde kon bereik nie, weet jy dit? Hulle het 'n sekere diepte bereik, maar om dieper te gaan. Tot dus toe met al die tegnologie kon hulle nog nie gedoen het. Ek is reg dat ek dit sê, né? Die Here sê, dis waar ek dit gaan haal. Papa, maar dan swem jy aan die swem om dit weer te gaan haal. Jy weet, herinner aan al die verlede en al die verkeerde dinge wat ons gedoen het. En hy sê, luister nie na hom nie. Jy weet, sluit met my 'n vriendskap en trek uit na my toe en eet elkeen van my wonderstok en elkeen van my vyeboom en drink elkeen van die water van sy eie put. So praat hy. Die ouens met wie dit goed gaan, ken die Here nie. Ken Dario, ken die kar wat hy ry. Hy ry maar op bakkie. En hy dien nie die Here nie. En dit gaan goed met hom, en hier ek is elke Sondag in die kerk, en ek is Bybel en ek bid, en ek vertrou die Here, en niks gebeur. Broeders, kan nie sê ouch. Dit is hoe ons is. Ons laat toe dat die probleme met jou praat. Jy kom in 'n gesprek met die probleem. Jy hemel die probleem op, terwyl ons in daardie situasie ons God moet ophef. Dat laat my dink aan die 3 vriende van Daniël, toe hulle daar die vuur moet gegooi is, voordat hulle ingegooi is en die koning op die vuur nog warmer gemaak het. En so mate sê die Bybel, as ek reg onthou, dat die ouens wat die vuur gestook het doodgeval. So warm was daai vuur. En daai 3 sê, koning, ons gaan nie ons buig voor jou nie. Ons dien die enigste God op hemel en aarde. Ons dien die skepper van hemel en aarde. En hy sal ons uit die vuur red. Maar as hy dit nie doen nie, dan vertrou ons nog steeds op hom. Dan vertrou ons nog steeds op hom. Kom, broeders, maak dit jou storie. Maak dit jou storie. Sê vir die Satan, man, jy kan met my probeer doen wat jy wil. Ek vertrou die Here. En as die Here my nie uit hierdie situasie gaan help nie, ek sal hom, hey, die Here like dit, man. Die Here like dit.
gaan uit 200 rand, jy is hier, ons te veel, het al gesien, ek kom sy moet jy dat goed terug. En wat doe die Here? Hy gee vir hom 3 dubbel, hè? 3 dubbel. Gee terug. Hierdie koning gaan, Hizkia gaan, die koning van, hy gaan verder, en hy stuur 'n brief aan Hizkia, daar in hoofstuk 37, en hy sê, so moet julle aan Hizkia, die koning van Juda sê, laat u God op wie vertrou en nie bedrieg nie, deur te sê, Jerusalem sal nie in die hand van die koning van Assyrië oorgegee word nie. Ons sê baie dinge negatief oor ons land Suid-Afrika, en ons het al rede om het te sê, as jy kyk na alles wat gebeur. As jy kyk na weerbevindes en wat alles doen, die biljoene wat gesteel, die jong manne, daar nou dag aan Habedees word gery met een van die karre van my droom, 'n Bentley. Jy weet, 'n jong man. En dan dink jy by jouself, Jesus, gaan dit ooit verander? Ek glo dit gaan. Ek glo dit gaan. En as dit nie verander nie, sal ek nog steeds op God vertrou. Amen. Dis wat hier staan. Hy sê, hy gaan verder in daar in vers 4. En toe Hizkia die brief in die hand van die boodskappers ontvang, en het gelees het hy opgegaan in die huis van die Here. En Hizkia het uitgesprei voor die aangesig van die Here. En Hizkia het tot die Here gebid. Dan sê ek nie vandag aanmoedig. Excuse. Die woord sê, as ons die woord soos kinders staan, kan die Here eintlik niks met ons doen. Ek wil hê, kom ons vat al jou probleme vandag en skryf dit neer. Alles. Skryf dit neer op 'n stuk papier en gaan lê dit op jou aangesig voor die Here. En praat met hom daar. Dis wat Hizkia gedoen het. En 'n brief gevat, dit hom gaan explain die probleem vir die Here, sê, Here, ek weet nie, die praat daar nie, lees dit, Here. Kyk wat staan hier, ons probeer dit. Alles skryf dit daar neer, en begin met die Here praat, maar hy het nie met die Here gepraat nie. Hy gaan verder, Hizkia, en tot die Here gebid en gesê, nou, hy sê, Jahweh, Jabbar, die Here van die weermag, waaraan ek behoort. Dis waar sy gebed begin. 'n Weermag, waar jy ook om 'n weermag. Want die Here sê, trek jou volle wapens aan, sodat jy staande kan bly. Jy's nie alleen in daardie stryd nie, jy vorm deel van die weermag van God, waar hy die generaal is. Praat met hom so. Here, ek is in hierdie stryd, ek is in 'n kleer, maar hy is die generaal. Want hy sê, o Here van die leerskare, Jahweh, Jabbar, die Here van die weermag, waarvan ek 'n deel is. Die God van Israel, wat op die Gerubstroon, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde. U die hemel en U die aarde gemaak. Gaan bid hierdie gebed voor die Here. Maar bid hom met attitude. Bid hom met attitude. O Here van die leerskare. Dis nie wat daar staan nie. O Here van die leerskare, die koning van Israel. Jy bid met 'n klaaggees, bid met 'n attitude. Bid soos 'n soldaat. Jahweh, Jabbar, Here, U is die generaal van hierdie weermag waarin ek behoort. En ons veg onder die vaandel van Jahweh, die vag van die Here. Hoor wat ek met U praat, Here, luister na my stem, o Here. Begin bid met 'n attitude, broers. Met 'n attitude sê alles. As jy geen attitude nie, sê dit ook baie. As jy moet, Dawid het attitude gehad. Koning laat hom kom en sê, wie is jy? Nee, ek pas my pa se skaap op daar. Hy wil net maar, ek hoor, jy wil teen daai oor. Hy sê, ja, ek sal. Hy's 'n onbesnede Filistyn, want hy daag die leerorders van God uit. As jy met die broers gaan kyk, wat sê hy met daar, dan kan jy sien die krag en die attitude wat hy praat. Hy sê, koning, soos wat die Here my gehelp het om 'n leeu dood te maak, en die beer dood te maak, en die skaap het sy bek uit te ruk, so sal die Here my help om die onbesnede Filistyn dood te maak. Vandag gaan ek sy kop afkap, en die voël van die hemel, en die jakkalse en die wilde diere gaan sy vleis opeet. Ja, hy brek nie.
Broeders, ons het iets waaroor ons kan brag. Wees 'n bragger wanneer dit kom, jou aanvallen van die bose. Brag oor die God wat jy dien. Weet hoe ons kinders was, my pa is die sterkste. Jou pa is die sterkste, kan jy sê amen. Daar's niemand soos hy nie. Maar jou pa wil hê, jy moet met hom praat. Jy weet, wat van seuns het, of kinders het, as ek iets fout is met jou kind, en hy kom by die huis, dan weet jy dit. Is dit nie waar nie? Jy weet of wat jy ken jou kind. Jy vra oor die wat gaan aan. Nee, niks net is alright. Maar jy weet, iets is fout. Die Here ken jou probleme. Hy weet wat met jou aangaan. Hy sê tog in Matteus 6, hy sê, of 7, maak nie saam nie. Hy sê, voordat jy bid, weet ek al reeds. Maar hy sê, moet nie bid daaroor nie. Hy wil hê, ons moet met hom praat. Dis wat die Here wil hê, om met hom te praat. So wat jy wil hê, jou kind met jou praat oor sy probleme. Jy weet wat dit is. Maar hy wil hê, hy moet praat. Skryf hy brief. En praat met hom met attitude. Hy gaan aan en hy sê, o Here, en daar die woordjie Here is Jahweh Shammah. Luister Here, maak die ore oop vandag vir my Here, en hoor wat ek vir u sê Here. Praat met 'n attitude. Hy praat in die diepte van sy hart. Hy praat uit sy gebrokenheid. Hy praat dan hier vanuit 'n gevoel van verlorenheid, 'n gevoel van wanhoop. Broeders, maar hulle nie daai wanhoop begin praat met die Here, met daardie attitude van oorwinning, gaan jou wanhoop verander in hoop. Dawid het hom versterk in die Here. Sy manskappe wil hom doodmaak. 300 man, hulle weet hoe om dood te maak, hulle weet hoe om te beklei, maar Siklag brand. Hulle soek 'n rede, hulle soek die rede, hoekom het gebeur, wie is skuldig hier? Hy sê, dis Dawid. En al die manne het daarvan gesê, môreoggend as die son opkom, gaan ons steen en ons gaan hom doodmaak. En Dawid raak bang. Daarom sê die woord, en hy het hom begin versterk in die Here. En toe hom versterk in die Here, toe bid hy eers. Hy het hom versterk in die Here, wat beteken hom versterk? Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die Here het my gehelp om die leeu en die beer dood te maak. Hy het homself versterk in die Here, van wie die Here is en wat die Here vir hom kan wees. En toe hy daardie versterking voel in sy wanhoop verander in hoop, toe bid hy en sê, Here, sal ek agtervolg en sal ek inhaal en sal ek oorwin en terugbring. En die Here kon nie anders antwoord, ja, jy moet agtervolg, jy sal hulle inhaal en jy sal oorwin en jy sal alles terugbring. Versterk jou in die Here. Mag jy die diens vanoggend, hierdie bijeenkomst van vanoggend, jou versterk in die Here, broeders. Jou versterk in hierdie Jahweh Shammah, die Here van die weermag. Daar Here wat vir jou veg, wat saam met jou veg. En hy kan alleen saam met jou veg as jy begin veg. Want jy moet het eerste, die God van vrede sal die sande onder die voete verbrys. Hy gaan verder en sê, Here, neig u oor en luister, Shammah, Jahweh Shammah, open die ore en gee ag op my Here. Dit is wat die woordjie vir ootmoediging beteken. Vroeg moet ek met jy gaan sit daar in 'n hoekie, jy in jou tuinhoekie en ek in myne. Vir ootmoediging beteken jy val voor die aangesig van God neer met erns, en jy gaan nie daar opstaan voor die Here en met jou praat, dis wat ootmoediging beteken. Hy sê, neig jy oor, Here, open u oë en kyk, Here, raak. Sê, gee ag, Here, sien my raak, Here. Dis wat hy bid. Hy sê, en hoor al die woorde van sy Here, kyk wat staan hier, Here, ek lees dit vir u, wat hy gestuur het om die lewende God te slaan. Weet wat die aanval van die bose is nie eintlik teen jou nie. Dis teen die God wie jy dien. Wat jy en ek van die dag, die Here Adam en Eva geskaap het ons sy plek in die oorlog ingeneem, om weerstand te bied teen die aanval van die bose. Ek 'n bietjie daar. Reg, hy sê, Here, vers 20, Here ons God, verlos ons, Here, en wat hy eintlik dan sê, is Jahweh Elohim Yasha. Maar
Maak ons los hiervan, Here. Help ons vandag, Here, bevry ons, Here. Maak my los van hierdie kettinge, Here. Yahweh, Elohim, Shabbat. Kan jy die ergens ervaar? Dit is hoekom ek van die Hebreëse taal en ek gebruik nie om slim te klink nie, want ek is nie slim nie, broeders. Maar die Hebreëse taal gee vir ons ook die attitude van die iets gesê word. Ek het in die laaste keer met julle gepraat oor daai gedeelte in Lukas wat sê, kyk, ek het in jullie mag gegee om slangenskap jullie te trap. Maar alles wat in die Nuwe Testament saam, het sy grondslag in Hebreëus, want dit was verplig gewees om in Grieks te skryf. Maar dit was Jode gewees. Maar het aan die Hebreëse taal gedaan. Daardie woordjie kyk in Griek is edo, wat 'n aksie is van die Here se kant af. 'n Aksie waar die Here sê, kyk, ek het in jullie mag gegee om standers, hy sê, jy het gestaan reg voor jy sê, my kind, wat is jou naam? Dani, wow, ek het aan jou die mag gegee, om slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal jy ooit skade aanrig nie. Dis wat eintlik daar staan. En die doel is, wow, wonderbaar, kan het wees. Dis daar die uitroep van God, wat jou in die oog kyk. Dis nie ook kyk, ek het in die mag gegee om slange en skorpioene. Nee, dis 'n uitroep van God, wat jou in die oog kyk, en vir jou sê, wow, jongen, ek het aan jou die mag gegee. Dis eintlik 'n geweldige uitdaging, ekskuus moet ek geweet, net op jou plek staan. Waar is ek nou? Ja, die naam, hy is hier verlos ons. En broeder, so gebed, kan die onbeantwoord bly. Jou attitude, en jou nader tot God, en hy sal tot jou nader. Beteken nie, jy stap en dader nie staan af. Nader tot God beteken eintlik in die grondteks gaan doelbewus, gaan met vertroue en gaan met verwagting in die teenwoordigheid van God in en begin met hom praat. Dis waar hy eintlik staan. Dis nie 'n beweging. Jy weet, as jy iets soek, dan sta jy so langs jou vrou, dat jy net so nie sê nie. Is dit nie waar? Dis nie dit nie. Jy gaan doelbewus met 'n attitude. Nie met 'n attitude van disrespect nie. Hy sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Doelbewus, beplant en met verwagting. En kyk net wat gebeur. Die Here praat met hom, want so tipe gebed en nader tot God, sal God nooit wat verby gaan nie. Want hy kan sien, jy is ernstig. En daar in vers 35 van hoofstuk 37, die Here praat en hy sê, ek sal hierdie stad beskud. Jahweh, Gana, Jahaas, ek sal 'n muur om hierdie stad bou, sê die Here, wat ondeurdringbaar is vir enige vyand. Dan sê ons daar in Jesaja 43, ne, die hare van jou hoof is alles getel, en my mure is reg, en die mure van my mure is om jou. Is nie waar nie? Ja, reg. Hy sê, ek sal 'n muur in die stad bou om julle te beskud, om julle te verlos, om my en my knegt Dawid se ontwil. Toe, kyk net wat gebeur hier. Ja. Toe die engel van die Here uitgetrek, en die laar van Asiria 185.000 verslaan. Een engel. In Psalm 91 sê vandag vir jou, ek stuur engele aangaan by jou, om jou te bewaar, om jou te beskerm. Een engel, 185, né? Dis 185, né? 185.000 verslaan. En toe die môre vroeg hulle klaar maak, was daar net 3. En broeders, wat is dit die rede om in 2006 daai postel sê verskis op wat nou vandag hier te staan vir jou gesê, God is met jou.
De 160. En dan wil ek net van na Jeremia toe. Ek gaan afsluit daarmee, hoor. Ja, ek het geslaan, ekskuus man. Ek het 'n bietjie ook gepraat. Ekskuus hoor. Is dit Jeremia 33? En dan kom so, ja, hier sê. Luister 'n bietjie die attitude hier, wat die Here sê, ons moet na hom toe kom. Hy kom daar en hy sê vers 3. So spreek die Here wat dit doen, die Here wat dit formeer, om dit te bevestig. Here is sy naam. En daardie versie is 'n preek op sy eie. Die Here wat dit doen, die Here wat dit formeer, en die Here wat dit bevestig. Ek kan die hele oggend nie daaroor praat. Maar hy gaan verder en sê, roep my aan. Arhel is die Hebreëus. Nooi my uit. En ek sal jou uitnodiging aanneem. Ek sal na jou toe kom. Dis vir 'n eintlik beteken. Dis vir 'n eintlik beteken. Hy sê, roep my aan en ek sal jou antwoord. En ek sal bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge. Gadol Batsar. Wat beteken? Mind-boggling things. Here, wil net vir jou so potjie gee. Dis nie ek dit probleem. Dis ook so potjie nie. Hy wil vir julle sout pan gee. Ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Ek het vir jou sout pan gegee sodat jy sout kan genereer en vir mense kan gee. Ek dink dit moet laag gepraat, ja. Anders gaan ek nie ophou nie. Broeder, maar dan gadol Batsar, sê die Here. Mind-boggling things. Glo jy dit? Amen. God is God. En hierdie woord is waar. Here, dankie vir die seuns wat hier is. Dankie maar Here, dat ons attitude en ons naderdom nie van vandag sal verander. Met geloof, met verwagting, met verootmoediging. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Maar nou iemand wat het ons wil deel, of die met ons so gepraat het. Dit het so op jou hart gekom het so met die daar gesit het vanmorgen. Niks nie. Sien ons mekaar volgende woensdag. Ja, dis reg. Ons woensdag ook. Dis reg. So broer, is volgende woensdag weer. As jy nou nie van my hou nie, het jy 'n goeie rede om hier te wees volgende woensdag. Van die plek vol. Ja, nou môre is ons by môre stop die burger by ons trofee. Dis vir broer se seun. Ja, nee. En môre dan ons by Bosakaas hoor. Okay. Ja, Tommy Burger. Julle gaan moeg wees vir die burgers na hierdie Maar dan kos word soms so daar waar jy sit. Soms net so op jou hart vir die Here te sê dankie vir die oggend. Dat die Here jou sommer seën vir hierdie dag. Soms net so daar waar jy sit, so die stilte. Dis so wonderlik. Hierdie ding wat ons Vader. Ek gaan lees. Kom ons staan op, maar dan sit ons sommer 'n bietjie saam so dat ons Vader Peter gaan vir ons daar. Dit is 'n klankie. Staan ons maar daar by iemand. Ja, by iemand is. Peri. Prof, staan ons maar daar by Prof Peri, as ons ons saam. Prof, sê vir ons die seën uitspreek. Ja. Staan nie by ons? As ons klaar gesing het. Ja. Amen.
saam met ons, U is vir ons in hierdie dag. Dat U vlag van oorwinning wapper oor ons, o Here. Dis die seënwense in die naam van Jahweh Nissi, die Vader van God oor ons. Amen. Amen. Wanneer is die volgende donderdag? Woensdag. Daar is nog lekker koffie. Dis wel myne. Ja, seker nie.